Dis weer eens ook 'n wonderlike voorreg om al ons kykers en luisteraars te verwelkom wat inskakel by hierdie week se diens. Dit is vir ons 'n groot voorreg om julle deel te kan hê van vanoggend se woordverkondiging in hierdie samekoms. En ons bid dat daar waar julle na hierdie opname kyk en of luister, dat julle ook die stem van die Here mooi helder en duidelik sal hoor en dat julle ook waar julle is in besonder die Gees van God sal ervaar. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil en ons sluit ons oë in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Ons sê vir U dankie, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons kon opstaan en hier na U kerkgebou toe kon kom. Ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend te kan kom aanbid saam met medegelowiges. Ons sê vir U dankie dat ons vervolgens die woord kan oopmaak en op 'n geskrewe wyse onder leiding van die Heilige Gees U stem kan hoor. Ons sê vir U dankie dat ons kan weet, ons as mens vergader nie op ons eie nie, maar dat die Skrif het so mooi aan ons stel dat U Gees daar is waar gelowiges bymekaar kom. En dit is dan ook waarvoor ons vanoggend nederig vir U kom vra. Mag U Gees nie net hierdie ruimte waar ons aanbid vul nie, maar mag U ook 'n verdere tree neem en elkeen van ons tot in ons diepste wese vanoggend met U teenwoordigheid kom vervul. Mag ons daar waar ons sit, of in die banke of by die huis, werklik die werking van die Gees in besonder vanoggend ervaar. Ons dink aan hulle wat vandag nie hier kan wees nie, wat dalk moet werk, wat uitstedig is, wat siek is. En ons bid, Here, dat hulle ook daar, omdat U Gees uitgestort is oor die hele wêreld, U konstante teenwoordigheid sal bly ervaar. Waar ons nou die Bybels oopmaak, Here, maak ons ontvanklik en mag U wil geskied. Nie net met vandag se boodskap nie, maar ook met vandag se diens. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Vriende, geleerdes beweer dat die woord vertrou, insluitend variasies soos vertroue en betroubaar, dat hierdie term ongeveer 200 keer in die gewildste weergawes van die Bybel na vore kom. Met ander woorde, as ek en jy deur die Bybel lees, word ons ten minste 200 keer versoek, of direk of indirek, om ons hele lewe en alles wat daartoe bydra in volkome vertroue aan die Here toe te skryf. Deur die verloop van beide die Ou en die Nuwe Testament word daar vir elkeen van ons gevra, ten minste 200 keer, om die Here volkome te vertrou met alles wie ons is en met alles wat ons het. Maar weet jy wat, vriende, die afgelope week het ek so 'n bietjie gaan sit en dink daaroor. Ons lees dit so baie raak in die Bybel. Ons hoor dit so baie. Maar wat beteken dit prakties? Hoe kan ons dit binne die konteks van die jaar 2026 nie net meer verstaanbaar uitdruk nie, maar meer nog meer uitvoerbaar maak? Nou in my soeke na 'n gepaste antwoord op hierdie vraag, het dit my heel eers laat dink aan die lewe, aan die sport van valskermspringers.
En ek wil julle uitnooi, dink net vir 'n oomblik saam met my na hieroor. Om op byvoorbeeld 12.000 voet, dis rolweg 3,6 kilometer bo kan die aarde, uit 'n vliegtuig uit te spring, en dan teen 190 km/h na die grond toe te val, sonder enige vorm van benoudheid of vrees, met die vaste oortuiging en die volkome vertroue in niks anders as die opgerolde of opgevoude valskerm wat hier agter in jou rugsakkie is. Het julle al valskermspringers dopgehou as hulle so afgeneem word terwyl hulle besig is om te val? Jy sien nêrens in hulle gedrag enige vorm van bekommernis of benoudheid nie. Inteendeel, wetend dat hulle besig is om eintlik na hulle dood toe te val daaronder op die aarde, sien ons hoe hulle grappies maak. Ons sien hoe hulle allerlei toertjies doen. Ons sien hoe hulle as 'n span byvoorbeeld probeer om so vinnig as moontlik by mekaar te kom en mekaar se hande te vat en 'n kring te vorm. Hulle doen al hierdie dinge wetend dat as hulle binnekort daarna die koord hier aan die voorkant gaan trek, gaan die valskerm hier agter in hulle sakkie uitkom, dit gaan ten volle ontplooi, en hierdie einste valskerm gaan hulle veilig en saggies op die aarde neersit. En toe ek aan hierdie beeld begin dink van valskerms en valskermspringers, het dit vir my begin help om hierdie versoek wat aan ons gerig word in die Bybel, om die Here met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand, nie net lief te hê nie, maar ook te vertrou, dit het my begin help om op 'n praktiese wyse dit beter te kan interpreteer. Nou as ons na die Bybel gaan kyk, soos ek sê, hierdie versoek word amper 200 keer aan ons gerig. En as daar 3 tekste is wat ek vanoggend wil uitlig, 3 van die bekendstes, 3 van die mees populêre tekste, is die eerste een waarna ek vlugtig wil kyk, Spreuke 3 verse 5 tot 6. Waar ons die volgende lees, daar staan geskryf: vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Nou as 'n mens so 'n bietjie navorsing op hierdie teks doen, bietjie eksegese doen, dan sien ons dat die Hebreëse woord vir volkome vertroue is die Hebreëse woord barag. En dit kan ook oorvertaal word met die frase in Afrikaans om met jou volle gewig te leun. Met ander woorde wat Spreuke vir ons inleidend wil kom sê, voor ons by die volgende 2 tekste uitkom, is dat volkome vertroue is baie meer as net 'n kop wete. Dis baie meer as iets wat ons net kognitief moet onthou en van moet kennis neem. Dit moet ook oorgaan in 'n praktiese aksie. Net soos wat ek en jy weet dat 'n stoel teoreties ons kan dra, moet ons nog steeds daai geloofstree neem, daai tree van vertroue neem en ons moet gaan sit. Dit moet oorgaan in 'n daad, dit moet oorgaan in 'n aksie. Stel jouself vir 'n oomblik voor, jy staan by die oop deur van 'n vliegtuig op byvoorbeeld 12.000 voet bo kan die aarde. Jy kan alles van aerodinamika verstaan. Jy kan dalk daardie handleiding, daai instruksiehandleiding oor die valskerm en oor valskermspring uit jou kop uit ken. Jy kan selfs glo dat die valskerm werk. Maar vriende, voordat jy nie gespring het nie, vertrou jy nog glad nie daai valskerm. Totdat jy nie by daai deur uit is nie en begin vryval nie, is valskerm spring vir jou bloot net 'n teoretiese
kennis. Om op die Here te vertrou met jou hele hart beteken om die vryval wat moet plaasvind ten volle aan te gryp en dit te aanvaar. Jy moet daai oorgawe maak en jy moet daai tree neem en jy moet spring. Spreuke waarsku ons teen ons eie insig. Ons eie insig kan ons vergelyk met iets soos hoogtevrees, wat die hele tyd vir ons sê, hou eerder vas aan die vliegtuig, moenie los nie. Of, moet eerder nie spring nie, bly eerder net sit hier binne in die vliegtuig, waar dit veilig is. Maar vertroue hierteenoor is daardie oomblik, wanneer jy jou hande van die deurkusyn afhaal, en die swaartekrag van God se genade toelaat om jou te begin dra. As ons oorbeweeg na die tweede teksgedeelte, bou Jeremia voort op hierdie gedagte van wat volkome vertroue behoort te wees. Ons lees in Jeremia 17 verse 7 tot 8 waar daar staan, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Met ander woorde, vriende, ons kan vervolgens hierdie beeld waar ons aanvanklik onsself gevisualiseer het hier bo in die lug, kan ons nou vervolgens afskuif aarde toe. Jeremia kom sê vir ons dat vaste vertroue moet gesien word as 'n organiese verbintenis. In tye van droogte, en hier kan ons hierdie droogte verskillende name gee. Dit kan krisisse wees, dit kan siekte wees, dit kan finansiële nood wees. In tye van droogte oorleef 'n boom nie omdat hy harder probeer om groen blare te produseer nie. Nee. Hy oorleef omdat sy wortels diep onder die grond in die onsigbare waterstroom geanker is. Dink vir 'n oomblik saam met my aan bungee spring. Die koord, daardie tou wat om jou enkels vasgemaak is, vorm jou verbintenis aan die platform. As daardie koord net aan jou eie vermoëns vasgemaak is, kan ek jou beloof, gaan daai rek nie net rek nie, maar hy gaan breek. Dis wat gaan gebeur as jy op jou eie vermoëns probeer staat maak. Maar as jou vertroue in die Here self geanker is, kan jy maar weet, jy is vasgemaak aan die vaste, ewige rots. En wanneer die hitte oor jou lewe kom, sê Jeremia, is so 'n persoon geensins besorg nie. Hoekom nie? Want so 'n persoon se vertroue is nie gebaseer en gewortel en word nie beïnvloed deur oppervlakkige omstandighede, met ander woorde dit wat rondom ons aan die gebeur is nie, maar eerder op die water diep onder die grond wat as ons bron dien, as die punt waar ons wortels volkome geanker is. Volkome vertroue beteken, vriende, om jou wortels so diep in God se beloftes te druk, dat die droogte op die oppervlak nie jou vrede en jou vreugde meer van jou sal kan steel. En dan kom ons by 'n derde gedeelte, waar Paulus uiteindelik vir ons baie mooi saamvat in Filippense 4, verse 6 en 7. Hy skryf, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus
Jesus. En as 'n mens hierdie gedeelte lees, na aanleiding van die eerste 2, dan sien ons hoe ons hier te doen kry met 'n praktiese uitvloeisel, 'n praktiese nagevolg. As jy besluit het om volkome uit die vliegtuig uit te spring, soos wat Spreuke van ons vra, en jou wortels is volkome in die lewenswater van God geanker, soos wat Jeremia van ons versoek, wat gebeur vervolgens in jou binneste? Wel, Paulus sê, daar geskied 'n vrede hier binne in jou, wat alle verstand te bowe gaan. Dit is 'n vrede wat eintlik nie logies klink nie, dit klink eintlik onwaar, onrealisties. As jy in 'n vryval is, en ons is terug by die beeld van valskermspring, as jy besig is om te val, nadat jy die vliegtuig uitgespring het, is jy veronderstel om te skree kliphard van angs. Maar die gelowige wat waarlik vertrou, ervaar nie enige van hierdie benoude emosies nie. Hy of sy ervaar eerder die opwaartse druk van die Heilige Gees. Paulus sê ons moet ons begeertes met danksegging bekend maak. Hy sê dit vorm die sleutel tot volkome vertroue, menende om dankie te sê vir iets wat nog nie gebeur het nie. Hy sê eintlik vir ons, sê al dankie vir iets waarop jy nog wag wat moet gebeur. Sê dankie voordat die uitkoms geskied. Dit is soos om dankie te sê vir 'n veilige landing, terwyl jy nog besig is om in die lug te hang. Dit is die vaste oortuiging, dat die een wat jou dra, jou ook nie sal toelaat dat jy val. En dit bring ons by 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging waar die skrif vir ons vra dat ons elkeen introspeksie sal gaan doen, nie net vandag nie, maar ook in die week wat kom. Introspeksie waarvoor ons ten minste die volgende 3 vrae vir onsself moet gaan afvra tydens ons stilte tyd. Nommer 1, het jy al volkome die vliegtuig se deur gelos? Of hou jy nog vas? Wat is daar op hierdie stadium in jou lewe wat jou verhoed om God voluit te volg? Wat is daar op hierdie stadium in jou lewe wat jy nog so aan vasklou, wat besig is om jou gehoorsaamheid en meer nog jou gelewensvreugde van jou te steel? Laat dit gaan. Laat dit gaan. Op hierdie punt, so 'n paar jaar terug, het ek en Karine in die gesin daar by Jeffreys Bay bietjie gegaan vir 'n helikoptervlug, hierdie 5 meter vlugte. En ek sal nooit vergeet nie, kyk, ek het mos nou maar hoogtevrees. En die helikopter voor het nie deure nie. So jy sit daar en jy het 'n beld hier oor jou skoot, en die vlieënier is nie bang om hom so te maak nie. Dan sal hy vir jou sê, ek gaan hom nou op sy sy sit, dan kyk jy nou mooi af na die hoofstrand van Jeffreys. En ek sit daar, maar ek klou met hierdie hand, hier aan die kusyn, waar dit deur veronderstel is om te moet wees. En die vlieënier kyk vir my later, en hy sê vir my, hoorie meneer, jy hoef regtig nie my helikopter vas te hou met 'n waaiskrip nie. Hy sal nie val nie. Maar daar is sommige van ons wat in hierdie lewe so erg getraumatiseerd vashou aan iets, wat ons benoud maak, wat ons nie wil laat gaan nie, en wat ons nie besef nie, solank as wat jy daaraan vashou, gaan jy benoud bly, gaan jy angstig bly. Laat gaan. Jy weet wat dit is in jou lewe waaraan jy dalk nog vashou. Die Here kom vra vandag vir jou. Nommer 1, laat gaan. Nommer 2, die tweede vraag wat ons onsself moet afvra is,
Waarin is jou lewenswortels, jou geloofswortels, jou wortels van vertroue vanoggend ingeplant? Is dit in nuusberigte? Is dit in die ekonomie? Of is dit waarlik in die woord van die Here? Is dit waarlik al geplant in die strome van lewende water? En die derde vraag is die vraag: het jy al jou bekommernis uitgeruil vir dankbaarheid? Met ander woorde, elke keer as jy hierdie kommerwekkende, angstige, wat as gedagte mee gekonfronteer word, dat jy dit eerder met die hulp van die Heilige Gees transformeer, en dit eerder verander in 'n dankie Here dat U gebed. En van julle het my die afgelope week, toe ek by julle gekuier het, en bietjie my dinge wat ek swaar op my skouers dra, gedeel het, was daar van julle wat vir my gesê het, Dominee, onthou net, vir al die negatiewe, is daar ook baie goeie. Dinge waaroor ons dankbaar kan wees, dinge waaroor ons dankie moet sê. Ons kyk ons so maklik vas aan die swaar en die seer, dat ons heeltemal vergeet om die mooi en die goeie raak te sien. Ons kyk onsself so vas aan al die beproewings en die uitdagings wat ons daagliks moet trotseer, dat ons die seëninge wat die Here aan ons toegeskryf het, miskyk. Het ons al die wat as gedagte met 'n dankie Here gebed vervang? Ek sluit af. En die slot handel spesifiek oor die landingszone, en ek het die woorde op die skerm gesit sodat julle saam met my daardeur kan lees. Geloof is nie 'n sprong in die duisternis nie. Dit is 'n sprong in die arms van 'n Vader wat reeds daaronder staan. Of jy nou voel of jy vryval, en of jy voel jy verdroog in die woestyn, die Here is getrou. Hy is die valskerm wat sal oopmaak. Hy is die water wat nooit opraak nie. Hy is die wag voor die deur van jou hart. En dan kom die versoek. Vertrou hom vandag. Nie net met 'n stukkie van jou lewe nie, maar met alles. Amen. Here, na aanleiding van vandag se boodskap, glo ek, bid ek, vertrou ek, dat elkeen van ons wat hier sit op 'n meer praktiese wyse verstaan wat dit beteken om ons vertroue volkome in U te plaas. Ek glo en vertrou dat almal van ons vandag opnuut daarin herinner is en tot die besef gekom het dat vertroue maar nie net kopkennis behels nie, maar 'n oorgawe tot gevolg moet hê. 'n aksie, 'n daad. Ek loof en prys die naam van almal wat al daardie geloofsprong in 'n lewe kon maak. Maar ek dra ook spesifiek hulle aan U op vandag wat nog huiwer. Waar daai stemmetjie van hoogtevrees hulle nog weerhou om te laat gaan. Wat hulle weerhou om by die oop deur van die vliegtuig te laat uitkyk. Wat nog vasgevang is in watter vorme van angs en benoudheid wat die wêreld so graag oor ons lewe en oor ons lewenspaaie wil bring. Ek dra hulle in besonder aan U op vandag. Mag U deur die werking van die Heilige Gees hulle ook op daardie punt kom waar hulle hardop kan uitroep en sê, ek
glo en vertrou volkome in die Here en dan laat gaan. Wat ook al dit is, daardie ding wat hulle op hierdie stadium soos 'n swaar trekkerband agter hulle aansleep in hierdie lewe, daardie ding wat hulle nog nie by u voete wil neerlê en wil vra, Here, neem u beheer hieroor nie, daai ding wat ek as individu dink, ek kan nog beter bestuur en ek kan nog 'n beter uiteinde daaraan skep. Min wetend dat dit net nog langer ons vreugde van ons gaan bly steel. Mag ons laat gaan. Mag ons wortels van ons identiteit, van ons geloof net al hoe dieper in die water van u lewende stroom anker. Mag ons geensins op ons eie vermoë wil staatmaak in die lewe nie, maar alles in u hande plaas en in volle gehoorsaamheid agter u opdragte aanstap, al klink dit soms hoe snaaks en hoe vreemd. Mag ons glo en mag ons vertrou. Mag ons mense wees wie se blydskap, wie se vreugde, wie se lewenstyl, hulle identiteit nie maar net daagliks beïnvloed word, op en af gaan weens die aardse omstandighede rondom hulle nie, maar mag hulle die diep vreugde vind wat alleenlik in 'n verhouding met u te vind is. Wat alleenlik in die lewende water gevind kan word. En al gebeur wat dan rondom ons, sal dit nooit ons lewensvreugde van ons ontneem nie, want ons is geplant in die fundament van Christus. Seën ons, Here, nie net in hierdie dag wat voorlê nie, maar ook in die nuwe week wat kom. Ons bid dit in u groot naam alleen. Amen. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort. Dit beteken ten eerste dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Tweedens, dat Jesus Christus ons verlosser is en derdens, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Dit geld nie net vir almal hier wat alreeds gedoop is nie, maar ook vir hulle, vir Nicolet, vir jou wat vervolgens gedoop gaan word. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, iets wat ons almal al 'n pad gestap het en gedoen het. Naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat ons maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat ons verklaar dat dit ons opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin daagliks te bly groei. En daarom vra ek nou, Nicolet Warren, sal jy asseblief vir my hier voor die kansel kom staan? Baie welkom. Staan vir my net hier so langs die doopfont asseblief. Ons het na hierdie 4 vragies gekyk. So dis nie vir jou snaaks of vreemd as ek dan vervolgens vir jou gaan vra om hulle vir my hardop dan voor al die getuies hier dan te antwoord nie. Eerstens, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. Tweedens,
Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade in die belydenis van hierdie leer, tot die einde van jou lewe te bly volhard? En beloof jy om alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp? Derdens, en hier delf ons baie dieper, en elkeen van ons wat hier sit, kan maar ook net weer na hierdie vrae luister, in besonder vraag 3. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense, en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En laastens, in die 4de plek, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? En as ons nou dink aan na aanleiding van vandag se tema, kan ons dit eintlik opsom met die vraag: is jy vandag op daai punt waar jy sê, ek is bereid om die deur van die vliegtuig te laat gaan en daai geloofstree te spring en alles wie ek is en alles wat ek het volkome aan die Here toe te vertrou en volkome in hom te vertrou? Wat is jou antwoord hierop, hardop? Ek wil nou vra dat jy vir my hier aan die tafel se kant kom staan en na die gemeente se kant toe kyk. En dan is dit vir my 'n wonderlike voorreg om dan as ambassadeur van ons Here Jesus Christus en as leraar hier by Bethlehem Noord vir jou vervolgens te kan doop. Nicolette Warren, ek doop jou in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Almagtige Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons kon deel hê en mag deel hê aan 'n besondere geleentheid soos hierdie, waar 'n volwassene, 'n huweliksmaat, 'n ouer, op daardie punt kom in hulle geestelike lewe en sê, ek laat gaan van die deurkusyn van die vliegtuig. Ek neem daardie geloofstree en ek spring ten volle. Ek hou niks terug nie. Ek plaas my volle vertroue in U en U wil vir my pad vorentoe. Ek bid, Here, dat U net haar sal seën nie, maar ook die gesin daar in die banke. Dat U in besonder met hierdie nuwe pad wat vir hulle as gesin voorlê, dan ook sal wees en sal dra en sal koester. Dankie, Here, dat terwyl hierdie doop en hierdie belydenisaflegging hier voor plaasvind, gee dit elkeen van ons wat hier in die banke sit die geleentheid om ook introspeksie te doen oor ons eie geloofsidentiteit, wat ons eie sekerheid net weer raadpleeg en kontroleer. Waar staan ons tans in verhouding met U? Mag ons antwoord steeds dieselfde wees, soos die dag wat ons ook hier voor die kansel en by die doopvont gestaan het. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ek wil vra dat jy vir my asseblief net vinnig hierdie sertifikaatjie sal teken, daar op die lyntjie. En terwyl sy dit doen, wil ek vra, as sy nou klaar is en terugdraai na die gemeente, dat ons asseblief sal staan. En dan sing ons die seën van die Here oor haar, laat Heer U seën op haar daal. En die wat wil, julle is welkom om 'n hand uit te strek na haar toe. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied vir haar saam. Thank you.
Baie dankie Lourens, mag ek vir jou vra om namens gemeentebediening net vir haar dan die Bybel en die sertifikaat te kom oorhandig. En daarmee saam gaan ons ook vir jou 'n kersie gee en 'n beertjie wat ons saam met die doop uitdeel. En agter op sy rug is daar 'n tassie met 'n gebed in. Nie net vir elke kind nie, maar ook 'n gebed wat elke volwassene daagliks kan bid, dat die Here nie net die handjies en die voetjies nie, maar ook die mond op die regte pad sal bly hou. Baie, baie geluk en baie sterkte vir julle as gesin en vir jou met die nuwe pad vorentoe. Kom ons gee vir haar 'n lekker hande klap. Baie dankie, ek kan weer sit lekker inneem. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die kollekte, en terwyl dit plaasvind, vriende, ons het nou gepraat vandag oor valskerm spring, maar ek het 'n video saamgebring van 'n persoon wat dit nog so 'n stappie verder neem. Kyk gerus daarna. They're off. Now he's practicing the flip. That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. At 18,000 feet, the oxygen mask will come off. That will be from his cousin, Andy Farrington, who will be closest to him. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home. Momentarily, we'll see his jump team pull their chutes, and that means Luke is all alone for the rest of the way. At 6,000 feet, he'll get another beep in his helmet. There goes the chutes. Luke is on his own. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's in. And he's kicking and moving. From here, it looked perfect. You've just witnessed history being made. Absolutely amazing.